Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 9. Lukas 9 vanaf vers 46. 'n argument het onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet wat hulle in hulle harte dink en trek toe 'n kindjie nader en laat hom langs hom staan. Toe sê hy vir hulle: "Wie hierdie kindjie in my naam ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Die geringste onder julle almal. Hy is die belangrikste." So, vriende, kyk net weer na die konteks. Gisteroggend hoor ons Jesus vertel vir hulle die seun van die mens gaan oorgelewer word. En Jesus praat oor sy komende lyding, oor sy selfopoffering. En onmiddellik daarna is die disippels besig om te stry oor wie die belangrikste is. Jesus dink aan die kruis, hy is besig met die kruis. Hulle is besig met status. Nou hierdie ding lê diep in die mens. Want hulle redenasie oor wie die belangrikste is, die Griekse woord meison het 'n betekenis van groter, belangriker, meer prominent. So die vraag is eintlik, wie staan nou 'n bietjie bo uit die ander uit? En Jesus sê dat hy weet wat in hulle harte. En Jesus sien wat lê agter die gesprek. Hierdie hele soeke na erkenning. Nou ons kan baie nederige woorde gebruik en ons kan mooi klink, maar in baie van ons, en dalk is daar rede, dalk gaan dit oor seer kry in die verlede, dalk gaan dit oor verwerping, maar hierdie diep soeke na erkenning, dit pas nie hier nie. Ons dien, maar ons hoop iemand sien dit raak. Ons doen selfs ongelooflike mooi dinge vir die Here. Maar dan wonder ons hoekom iemand anders meer waardering kry en nie ons nie. So as Jesus vanoggend die redenasies van my eie hart bloot lê, wat sal hy daar vind? Kyk, Jesus se antwoord ongelooflik. Hy antwoord met 'n kind. Hy vat 'n kind en sit hom hier langs hom. En nou moet ek nie dink aan vandag se kinders nie. Ek moet dink aan kinders daai tyd. Want as ek nou vandag se kinders dink en dink 'n klein kindjie, dan kan ek dink aan goed soos kinders soos oulik of onskuldig of kinderlik gelowig. Dit het niks daarmee te doen nie. In daardie samelewing gaan dit daaroor dat die kind het geen status, geen invloed nie. 'n kind kan niks terugdoen vir Jesus nie. So Jesus sien hierdie kind raak, maar hierdie kind kan geen bydrae teruglewer vir die aandag wat hy gekry het nie. En dan sê Jesus, as jy wil weet wie is die belangrikste, kyk hoe behandel jy iemand wat die wêreld nie belangrik ag nie. En dan sê 'n ongelooflike ding, hy identifiseer homself eintlik dan met hierdie kind. Hy sê, wie hierdie kind in my naam ontvang my. Hierdie ontvang is wie hom verwelkom, wie hom aanvaar, en dis 'n mooi ding wat ek in die Psalms altyd gelees het, wie ruimte maak vir hom. Hy doen dit vir my. So vir Jesus is die toets vir grootheid. Dis nie net hoe ons belangrike mense behandel nie, maar hoe behandel ons diegene by wie daar niks vir ons te wen is nie.
Hoe behandel ek die persoon wat my nie kan bevorder nie, die eensame, die arme, die bejaarde, die mense wat maklik misgekyk word? Want Jesus sê vanoggend vir jou, wanneer jy ruimte vir hulle maak, dan maak jy ruimte vir my. So Jesus draai bietjie hierdie wêreld se ranglys onderste bo, nê? Want hy sê, wat wie die geringste onder julle almal is, hy is groot. En die disippels vra, wie is die grootste? Jesus antwoord, word die kleinste. Die koninkryk van God se paradys is die wêreld sê klim hoër, Jesus sê buig laer. Die wêreld sê maak seker mense sien jou. Jesus sê sien die mense raak wat niemand anders raak sien nie. Die wêreld sê word belangrik. Jesus sê word 'n dienaar. En julle kan natuurlik nou sien dat Jesus self is die volmaakte voorbeeld hiervan. En daarom vra hy vanoggend vir my en jou om net in sy voetspore te loop. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja Here, dankie vir die groot evangeliese waarheid. Ja, wat ons vergeet. Here, wat ek vergeet. Wys deur die Gees vir my eie hart, sodat ek hierdie mag raak sien. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.